Is julle bang? Julle beter bang wees. Ons doen al seker bateverkope vir 3 kwartale en ons kan dit nog steeds nie reg kry nie. Of ons vergeet net, want soos ons oefen dit nie genoeg in dat dit eintlik in ons breine insink nie. So hierdie is die ultimate bateverkope Kerskors vir graad 11 leerders. So ek het nou in November 2022 voor my en ons gaan net die bateverkope deel daarvan doen en ek het net ingevul wat hulle vir ons gegee het op ons vaste bateregister en ons gaan sommer net begin. 'n Voertuig is op 1 Desember 2021 vir R25.000 kontant verkoop. So dit is hoeveel geld ons verdien het. Of soos hoeveel geld hulle vir ons gegee het om ons bate aan te koop. Dit het niks te doen met die kosprys of die waardevermindering van ons bate op die oomblik nie. Dit is wat ons gekry het omdat ons dit verkoop het. Die kosprys was R180.000 en die opgehoopte waardevermindering was R126.000. Waardevermindering op voertuie word bereken teen 20% per jaar op die kosprysmetode. So die eerste ding wat jy altyd moet weet van bateverkope is drawaarde. Jou bateverkope in jou vaste bateregister is gedoen teen drawaarde. Nou, wat is drawaarde? Drawaarde is jou kosprys minus jou opgehoopte waardevermindering. As jy dink daaraan, dis soos om jou verminderde saldo metode te gebruik. Jy doen dit op die drawaarde van die bate om die nuwe waardevermindering uit te werk. So dit is die actual waarde, die eintlike waarde van jou bate as jy die waardevermindering van dit aftrek. En so in ons register doen ons bateverkope teen drawaarde. En ons kan dink dit is so maklik om te sê, R180.000 minus R126.000. Nee, jy gaan reguit rek jail toe want is verkeerd. Want daar is 'n baie key detail wat jy na moet kyk. Opgehoopte waardevermindering op hierdie voertuig is op die 1 Maart 2021. Waar is ons nou? Wat is die datum? 28 Februarie 2022. So dit beteken, ons het nog soos 'n hele jaar se waardevermindering totdat die dag wat ons dit verkoop, wat ons moet uitwerk. So as ons net 'n vinnige tydlyn teken, ons het ons bate op die 1 Desember gaan verkoop, en hierdie is nou ons waardevermindering tot die 1 Maart. So dit beteken, ons het nog Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober en November. Ek kan nie so tel nie, sorry. En November se waardevermindering wat ons moet uitwerk. Wat beteken ons het nog 9 maande se waardevermindering wat ons moet bereken. En dit is hoekom daai inligting wat hulle daaronder vir ons sê van waardevermindering op voertuie belangrik is. So, ons gaan dan ons waardevermindering wat ons moet bereken, ons kosprys vat, maal met wat dit is, so 20% teen die kosprysmetode, maal met die hoeveelheid maande wat ons dit vir moet bereken. En dan kry ons 22.000. Right, wat het ons nou gedoen? Ons het nou bereken wat ons totale opgehoopte waardevermindering is vir hierdie voertuig. So dit is dan 126.000 plus 27.000. En dan kry jy 153.000 rand. Nou kan ons eintlik begin om ons drawaarde te gaan bereken. So hier sit by B. Dit is regtig so maklik as om net te sê 180.000 minus 153.000 en dan kry jy 'n totaal van 27.000. Nou, ek weet wat jy dink. Hoekom is hierdie twee getalle dieselfde? Is dit altyd so? Nee. Dit is nou net toevallig, maar is ook nie toevallig nie, want dit beteken net daar was nog 1 jaar se waardevermindering wat soos daar bereken is. Maar dis nie relevant nie, soos dit is purely coincidental. Dit gaan nie altyd so wees nie. So letterlik ignore daai. Maar hierdie sê nou vir ons wat ons drawaarde is, nadat ons kosprys minus ons opgehoopte waardevermindering vir ons bate bereken het. So, dan gaan jy in jou bateverkope teen drawaarde kolommetjie op jou vaste bateregister gaan invul 27.000.
En dit is letterlik so maklik soos dit. Soos jy vul niks nêrens anders in enigsins oor daai bate nie. Great. Thank you. Nou kom ons by iets wat nie eintlik so maklik is nie, en dit is jou teerekeninge. But don't fear, want dit is ook nie die einde van die wêreld nie en dit gaan oukei wees. Dit is waar hierdie bateverkope stappe nou belangrik begin word. So as ek jy was, sou ek gou hierdie video gepause het en net gou hierdie neerskryf en langs aan my sit sodat ek heeltyd kan volg wat aangaan. En dit sommer net in jou rekboek hou, want dit is hoe jy dit doen. Daar is 68, daar is 680.000 by the way. Ek moet nie na daar kyk. Eerste ding wat jy doen is jy dra die kosprys van die verkoopte bate oor na jou bateverkooprekening. Nou wat beteken daai eintlik? So die bate wat ons nou net verkoop het, se kosprys is ingesluit in hierdie getal, want dis obviously ons saldo, dis al die bates wat ons het. Maar ons het nou net daai bate verkoop, so dit is nie meer deel van ons saldo's nie. So ons moet nou die kosprys, hoekom die kosprys? Historiese koste beginsel. Alle bates word teen alle kosprys te boek gestaaf. Ons moet nou die kosprys gaan uithaal uit ons voertuie se rekening. En dis 180.000 en ons vat dit na bateverkope toe. Ons kan sommer nou al dit gaan inskryf in ons ou bateverkope rekeningkie. So dan sit jy aan jou debietkant. Ook, hoekom is dit aan die kredietkant? Want bates vermeerder aan die debietkant, so ons verminder nou ons bates, so dit gaan na die kredietkant toe. En dan vat jy dit net na die ander kant toe, na die debietkant toe, en jy debiteer voertuie vir 180.000, want dit is sy kosprys. Great, super complicated, I know. Nou, ons saldo vir ons opgehoopte warevermindering teen voertuie was 620.000. Die tweede stap van bateverkope is bereken die waardevermindering vir die gedeelte van die jaar wat die bate nog in besit was. Wat beteken daai nou eintlik? Dit beteken presies wat ons hier gedoen het. Ons het nog die bate in besit gehad vir hierdie 9 maande totdat ons dit verkoop het. So nou met ons 180.000 wat die kosprys is, maal met wat ook al persentasie, maal met die hoeveelheid maande wat ons gehad het, dan kry ons 27.000. En ons moet dit nou te boekstaaf, want ons moet dit in ag neem in ons rekeninge, want ons het waardevermindering gehad in daai tydperk, ons het dit toe net later verkoop. So wat jy dan sê is, waardevermindering, en jy skryf die volle woord uit, 27.000. Great. Die derde stap is, haal die totale opgehoopte waardevermindering oor die leeftyd van die bate uit. Dit beteken, ons letterlik vat die volle bedrag van 27.000 plus 126.000, aka ons totale opgehoopte waardevermindering van 153.000, wat ons hier bereken het, en ons haal dit uit. Dit is nie meer in ons boeke nie. Ons het die bate verkoop, so dit gaan nou na bateverkope toe. En ons het dit in vir die volle bedrag. Jy het letterlik die kar nou verkoop. Dit is nie meer jou waardevermindering om oor te worry nie. Nou gaan jy na jou bateverkope rekening toe, en jy gaan sit dit aan die kredietkant weer, want jy gaan skryf dit altyd aan die ander kant. En jy sê opgehoopte waardevermindering van voertuie. En jy skryf dit behoorlik uit. Dit is dan 153.000. Net 'n klein addisionele stap, maar dit hang regtig af van hoe jy kies om hier jou opgehoopte waardevermindering rekening te sluit. Ek hou van dit om hierdie direk daarna af te sluit en dan daar te saldeer en dan wat ook al nuwe waardevermindering ek uitwerk, eers na dit weer te doen en dan skryf ek net een waardevermindering kontra rekening van opgehoopte waardevermindering voertuie hier. Of jy kan dit op 'n ander manier doen waar jy alles in een ding doen. Waar jy alles in een rekening doen en dan het jy net 2 kontra rekeninge. Maar regardless, jy gaan moet skryf opgehoopte waardevermindering van voertuie
en dan wat ook al daai bedrag is in jou waardevermindering T-rekening. Fantasties. Buik. Nou is ons in ons bateverkooprekening. Alles anders is te boekstof. Ons het tegnies daai ding uit ons rekeninge en uitgegooi. Nou moet ons dit net actually in ons bateverkoop T-rekening te boekstof. So stap 4, stel te boek die wyse waarop die bate verkoop is. Dit beteken, hoe het ons dit verkoop? Het ons dit verkoop vir kontant? Het ons dit ingeruil? Dan sou dit krediteure kontrole wees. Het ons dit verkoop op krediet? So daai persoon is nou ons debiteer. En wat ook al daai is, of was dit selfs was dit onttrekking? Onttrekkings het die eienaar van die besigheid dit uit die besigheid gehaal. Wat ook al dit is, dit gaan skryf jy nou aan jou kredietkant. Ons het dit gekoop vir R25.000 kontant. Wat beteken dit gaan in bank? En hoekom gaan dit aan die kredietkant? Want as jy nou vir jou 'n imaginary bank T-rekening gaan teken, ons het R25.000 ontvang. Dit beteken R25.000 het in ons bankrekening ingekom. Is dit dan 'n inkomste of 'n uitgawe? Of was dit 'n ontvangste of 'n betaling? Dis 'n ontvangste. So dit gaan aan die debietkant wees. Dus gaan dit aan die kredietkant in ons bateverkoop T-rekening vir R25.000. Fantasties! En as ons dit nou ingeruil het of ons het dit op krediet gekoop, sê jy net sê debiteure kontrole of krediteure kontrole of wat ook al nou. 5de stap. Bereken en stel te boek die wins of verlies met verkoop van die bate. Nou kom die deel waar ons moet uitfigure of ons 'n wins gemaak het of ons 'n verlies gemaak het. Ons weet die drawaarde van ons bate was R27.000 en ons het dit verkoop vir R25.000. Wat beteken, ons bate was eintlik R2.000 meer werd as wat ons dit verkoop het. So ons het 'n verlies gemaak. Maar jy kan dit eerder so doen en net maklik sien, okay, dit is hoe ek dit moet doen, of jy kan die normaalweg saldeer soos hoe jy met enigiets sou. 153 plus 25.000 en dan kry jy 178.000. En dan kan jy kyk en sien, watter een is groter? Die kant is groter. Wat beteken ek moet R2.000 aan die kant sit sodat dit gelyk kan wees en balanseer. Wat beteken ons gaan R2.000 aan die kant sit en dit is dan ons verlies op bateverkope van voertuie. En hoe weet ek nou eintlik dit ook? As jy vir jou nog 'n kontra-T-rekening gaan teken het, sou ons hierdie aan die kontra moet skryf aan die kredietkant. Ons sou hierdie moet skryf aan die debietkant van ons kontra. Wat beteken, wat is aan die debietkant? Uitgawes, want 'n verlies is 'n uitgawe. En selfde geld vir ander kant om. As ons 'n wins gemaak het van R2.000, sou ons dit aan die kant geskryf het en dit beteken dan, dus sou ons dit aan die kredietkant geskryf het en dit sou beteken ons het 'n inkomste gemaak. En dan sluit jy net jou rekeninge af soos normaal. Wara. En as hulle vir dit vra, sou jy op bateverkope na jou wins en verliesrekening toegevat het, maar kans dat hulle dit gaan vra is nou nie groot nie, want dit is nie noodsaaklik nie, want almal weet jy vat jou inkomstes en uitgawes na wins en verlies toe. Maar dit is regtig eenvoudig soos dit om 'n bate te verkoop. En dis nou maklik verduidelik en dit raak dalk bietjie scary as jy in die middel van die vraestel is en hulle koop ook nuwe bates aan in die middel van die vraestel. Of hulle doen wat ook al en jy moet waardevermindering na die tyd bereken. Maar as jy hierdie stappe volg, dan kan jy nie verkeerd gaan nie. Om dit te doen in jou vaste bateregister is regtig so maklik soos om net die drawaarde daarin te skryf. Jy is rek. Jy kan hierdie doen. Baie sterkte met die leer vir die eksamens. En as jy terugkom na hierdie video, of jy's 'n nuwe graad 11 leerder en dis kwartaal 1 2026 en jy verstaan nie bateverkoop nie, welkom. Sterkte. Jy gaan hierdie video nodig hê. Baie sterkte met alles, eksamens. Geniet jou lewe. Ek kan of nog 'n outro video kry.